Is vanoggend ingeskakel hier saam met ons by Live FM 100.6 FM Klerksdorp, 98.1 in Potchefstroom. Barbara Pyn saam met jou en saam met my kuier Cynthia Forsie. Cynthia, jy bring die boodskap wat die Here jou na toe lei. En so bereik jy baie mense. Maar jy konsentreer veral op vrouens, nee. Gebroke vrouens, dis my passie. En dan, jy weet, partykeer staan jy sommer in spaarsery, en dan kom hier die ou tannetjie. Ek wil ook nie sê eintlik 'n ou tannetjie nie, jy weet, afgetrede tieners, en jy vind aanklank by hulle, en dan kan jy met hulle bietjie gesels. En die meeste van die tyd, jy het nie nodig om te preek nie. Jy het nie nodig om van Jesus te vertel nie, jy kan net vir hulle wys wie Jesus. Jy wys vir hulle, nee. Dis hy. Nou vertel vir ons, waar kom jy nou vandaan? Hoe het jou pad geloop tot nou? Ek is op 'n baie jong ouderdom uit die skool uit, ek is getroud, en die huwelik het nie gehou nie, so jy weet, ek het eintlik my jong lewe begin as 'n rebel. Rebel? 'n rebel, ja, ek het vroeg begin rook, ek het gedrink, ek het, my kind is gebore, net so voor ek 19 is my kind, my seun gebore, en ek was getroud, die huwelik het nie gehou nie, is geskei, en in 1994 het ek my man ontmoet. En ons is eers getroud in 2003. Maar ons het lank 'n pad saamgestap, en my man het nog al die jare die Here gedien. So ek het eintlik bietjie by hom geleer, maar op 'n afstand. Want jy is maar skrikkerig vir 'n ding wat jy nie eintlik ken nie. Jy hoor van Jesus, maar jy ken hom nie. So jy verstaan ook nie 'n regte verhouding met Jesus te wil hê nie. So ek het toe nou maar my lewe saam met hom begin stap. Ons het ook nie toegetrek, Januarie 2004. Jy weet, en ek het altyd gesê, as ek gevoel het ek was lus vir kerk, het ek bietjie kerk toe gegaan. Jy weet, heeltemal verkeerde gesindheid. Ja. In 2012 was ons genooi na pastoor Renay van der Berg en François van der Berg. Toe het hulle Kruispad, Crossroad Ministries. Toe het ons eendag by hulle 'n diens gaan hê, en weet jy, dit was nogal vir my 'n aanpassing oor hierdie, ek kan amper sê die loud mense. Die naweek daarna is ek genooi na 'n vrouekamp in Berkeley West. Dit was Oktober 2012. En daar het ek 'n ontmoeting met Jesus gehad. Persoonlike ontmoeting. Persoonlik, en daar het ek radikaal verander. En jou lewe het heeltemal omgedraai. Drasties, ja. Ek het helderder begin sien. Ek het eintlik meer begin verstaan wie Jesus is. En so het ek myself begin verbeter deur tyd in God se woord te sit. Ek het gaan sit en ek het gaan lees, want jy verstaan nie altyd hierdie goed nie. Jy weet, jy gaan partykeer kerk toe, maar jy hoor nie eers wat daai pastoor regtig sê nie. Jy hoor nie die boodskap nie. Maar toe ek en die Here altyd saam in die oggende bymekaar kom, dan kom openbaar hy vir my dinge. En so het my groei begin, en in 2016 het ek ingeskryf by Anointed by Pastors Network, het ek ingeskryf, en ek het my pastoorstitel daar gedoen, of nou sê ek my titel, my pastoorskursus daar gedoen. Ek is 2018 georden, en van daarvan af het ek nog nooit teruggedraai nie. Dit is my amper my tweede asem om te bedien. En ek sê ook, ek preek nie, ek bedien, en ek bring woord. Jy bring woord. Dis hy, ja. En jy leef elke dag nou uit die woord. Ja, ek het my eie kamertjie in my huis, en ek gaan daarin, en my man respekteer my daarvoor. Hy sal my nie daar kom plan nie teen sê ek die deur oopmaak en uitgaan nie. Jy weet, partykeer sing ek kliphard, en ek kan nie noot hou nie, maar ek sing vir die Here, en dit is wat vir my belangrik is, hy eer my tyd daar binne saam met die Here. Ag, dis wonderlik. So julle twee loop saam 'n pad met die Here. Ja. Ek het eintlik by hom begin leer wie Jesus is. Daai tyd ek nog gerook en gedrink het, ek dink my man moes vir my baie gebid het dat ek moes ophou rook. Want toe het hy al opgehou rook en drink. Ek het ook nie meer gedrink nie, maar ek het nog gerook. En dit het net gebeur wat ek opgehou rook het. Maar dis die krag van die Heilige Gees binne ons wat ons in staat stel om dinge te kan doen. So het jou pad geloop, nee. En dit vir my, jy het een seun. Ek het net een seun, Fanny Veldman. Hy werk op die stadium daar in Setlagoli. So ons sien mekaar min, maar ons praat elke dag met mekaar. O, julle praat elke dag.
ja. Ag, dis wonderlik. En hy's getroud met Isabel, my skoondogter, vir wie ek baie lief is. Sy's baie kosbaar vir my. En ons bid dat daar enige kleinkind sal kom. Ag, dis wonderlik nie. So jy kan nie wag nie. Ja, nee, kyk, ouma sal pop speel, hoor. Dis wonderlik. En sê my, jy's ook betrokke by Ruach Adonai, Ek nie? het so 'n bietjie 'n paar keer daar gaan bedien. Nou Saterdag wat verby is, het ons bietjie die vrouens gaan bietjie pamper, vir hulle net weer laat goed voel wie hulle is. Hulle identiteit weer bietjie vir hulle teruggegee, dat hulle dit net kan terugvat. Dit wat die vyand by hulle kom steel het. Ja. En daar ontmoet jy ook mense wat ek kan weet die Here regtig nodig het. Dit is nie? ja, want jy weet dit is gebroke mense wat hardloop na dwelms toe of wat 'n alkoholist word. Ja, en so loop jy 'n pad met hulle. Ja, ek sal graag dieper 'n pad met hulle wil begin loop. Ek gesels gereeld met pastoor Thomas se vroutjie Leni. So ek dink die Here is besig om dit deur oop te maak. Maar ek gaan niks forceer nie. Dis 'n gebedssaak. Dit is wat die Here wil hê. Ja. En dit is 'n mooi manier om die woord oor te dra. Dis 'n gawe wat jy gekry het van die Here, nie? Ja, weet jy die Here sê vir ons, bekeer jou en laat jou doop sodat jy die gawe van die Heilige Gees kan ontvang. Jy weet, en my man het altyd vir my gesê, jou gawe wat jy ontvang het is geloof. Ek kan baie maklik glo, maar glo in die dinge van die Here. Ek het so 'n klein seun, en sy naam is Keegan, hy is nou in graad 9 in KS. Ouma het vir hom geleer toe hy 3 jaar oud was. Keegan is tot alles in staat deur Christus wat vir hom die krag gee. En dis een van die teksverse waarop ek staan, waarin ek glo. As ek Jesus in hierdie saak het, sal ek dit kan doen. Dan is hy by jou. Ja. En so loop jy ook 'n pad met hom en hy het ook nou al begin bedien, nie? Ja, hy het nou Saterdag vir die tweede keer 'n boodskap gebring vir die vrouens en ek sê vir my man agterna toe ons by die huis kom, wat vir my so mooi was van die kind. Hy het na elke vrou toe gegaan en vir haar 'n drukkie gegee, totsiens te sê. En dit is glad nie die kind se persoonlikheid nie. O. So en sy boodskap was van jy is geliefd. En so is ons almal geliefd. Ja. En ons verstaan dit net nie baie keer. Ons gaan soek daai liefde dalk op 'n ander plek. En 'n mens voel baie keer so ver weg van die Here af. Maar dit is goed om te onthou, jy is geliefd. Ja, jy is gekies en jy is geliefd, ja. En daar moet ons vashou. Verseker, ja. Daar moet ons vashou. En sê vir my, as jy terugkyk oor jou lewe, wat sou jy verander in jou lewe? Ek sal net vroeër die Here wil begin dien het. Vroeëre verhouding met die Here begin het. Want jy weet, Moses het 40 jaar om die berg geloop. Dit was my lewe. Vir 40 jaar het ek om hierdie berg geloop. Tot die Here my oë kom oopmaak het. En die Here het jou vasgehou en jy glo vas aan hom. Ja. Ek sê die Here het my voete op 'n vaste rots gesit en daar sal ek staan. Tot die Here vir my gesê het, nou is dit tyd om huis toe te kom. Ai, dis wonderlik. Maar jy borrel so oor van die Here, dis aansteeklik, weet jy. Dankie, Toe Barbara. ek jou ontmoet het dit my opgeval dat daar so baie in jou is wat uitstraal en dat 'n mens kan sien jy's regtig 'n kind van die Here. Dankie, ja. Ek dink dit is die Heilige Gees wat 'n mens beskikbaar stel om eintlik mense nader te trek. Ja. En jy hanteer elke situasie op sy eie manier. Ja. Ek kan nie elke persoon dieselfde behandel nie, want nie almal het dieselfde paadjie gestap nie. Ons seer is nie almal dieselfde nie. Dit is soos die ding wat ek en Renée van der Berg maande aan die live op Facebook gaan, ons behandel trauma. Daar's soveel verskillende traumas in mense lewens wat soveel seer gelos het. En ons verstaan nie hoekom tree hierdie persoon so op nie. Maar as jy net bietjie gaan stil staan en kyk, maar hoorie, ek identifiseer die pyn wat daai persoon het, dan kan jy daaraan begin werk. Jy kan nie na die persoon toe hardloop en sê, hoorie, ek sien jou pa het jou geslaan toe jy kind was nie. Jy moet gaan stil sit en besef, weet jy wat, stap 'n pad met hierdie persoon. Leer hom ken vir wie hy is. Maar jy het ook 'n moeilike lewe gehad as kind, nie? Ja, ek was gemolesteer toe ek baie jonk was, deur 3 verskillende persone. Ai. En my pa het baie gedrink, veral naweke. Party naweke moes ons gevlug het vir ons lewens.
Maar jy weet, dis wat ek sê ook, die trauma wat ons deurgegaan het my karakter kom bou. Het jou karakter gebou en het jou sterk gemaak. Ja, dit is want ons is nie slagoffers nie. Ons almal is meer as oorwinnaars. En dit is belangrik om te onthou dat ons meer as oorwinnaars Dit is ja, want Jesus het die prys klaar vir ons betaal. Hoekom kan ons nie, ou Paulus sê dit vir ons baie mooi, hy sê vergeet die dinge wat daar agter is en strek jou uit na wat voor is. En dit is wat ons moet begin doen. Ons moenie die swaar kry saamsleep nie. Kap het af, los dit daar, strek jou uit na wat voor jou lê. Pragtig. En dit met die pakkies wat jy saamstel, vertel vir ons die simboliek agter elke ding wat jy doen. Ja, dit is nogal 'n lang storieetjie, maar om dit kort te hou, dit is 'n badkamersakkie wat Renay begin het, die naam is Butterfly Kisses. Hulle kan op Facebook gaan kyk onder Renay Grace. Het sy 'n hele ding oor hierdie produkte. Dis soos 'n handsakkie wat gepak is met 'n handeroompie, 'n shower gel, 'n shampookie, 'n conditioner, daar's 'n salfolie in, daar's 'n parfuum in, want ons almal is mos die geur van Christus. Ja. Ons is as ons die lipbalm byvoorbeeld aansmeer, moet ons sê, ons kies om lewe te spreek en nie meer dood te spreek nie. Ons spreek God se beloftes oor ons lewens uit, nie die leuns van die vyand nie. So elke dingetjie het 'n simboliek. Pragtig. Jy kan miskien net vir ons bietjie meer daaroor vertel, sodat wat jy vir my verduidelikheid van as jy jou hare was en elke ding wat jy doen, hoe jy dit aan daai geskenkpakkie kom vasmaak, jy weet. Maar dit is baie interessant, nie? Doen daai dinge sommer elke dag, maar jy besef nie dat dit elkeen 'n betekenis het. Dit is en dit is eintlik 'n profetiese ding wat ons elke dag oor onsself kan doen. Ja. En dit is belangrik om ons te nou en saam met die Here te leef, dat elke dingetjie wat ons doen, 'n invloed sal hê. Dit is en weet jy, ons moet dit doen tot eer en verheerliking van God se naam alleenlik. En om onsself sterker te maak. Dit is want kyk, die Here sê vir ons in sy woord, wanneer ek tot hom nader, sal hy tot my nader. Ja. En dit is hoekom dit vir my belangrik is om tyd by die Here te spandeer. En jy maak baie tyd saam met die Here. Ja. Dit is belangrik om te onthou dat ons tyd met die Here moet spandeer. Dis hy, Ons gaan nou luister na musiek en dan kom ons terug en dan kuier ons verder. Ons volgende ingeskakel hier saam met ons by Live FM 100.6 FM Klerksdorp, 98.1 in Potchefstroom. Barbara Pyn saam met jou en saam met my kuier Cynthia Forsie. Cynthia, jy het nou vir ons verduidelik van 'n pakkie wat jy saamstel met goedjies wat ons elke dag gebruik. Dis hy, En hoe elke ding 'n geestelike boodskap het. Vertel bietjie vir ons daarvan. Ek kan vir jou byvoorbeeld noem, weet jy, die shampoo, want meeste van ons was daarmee elke dag mos hare. Dan dit is die vernuwing van ons denke. Romeine 12 vers 2. Die conditioner is God herstel en versterk jou. En ons koppel Jesaja 40 vers 31 daan, wat sê die wat op die Here wag kry nuwe krag. Dan het Renay 'n lipbalmpie gemaak. En as jy dit aansmeer, dan sê vir jouself, ek kies om lewe te spreek. Maar ook het ons 'n teksie van Spreuke 16:24 wat sê, vriendelike woorde is soos heuning. Soos heuning. Dan die shower gel is, ek is gereinig deur die bloed van Jesus, deur Jesus se liefde. Dan het ons 'n parfuumpie in elke sak ook, of nie ek nie, Renay eintlik, want sy is die een wat die werk maar doen. En ons is die geur van Christus. Wat se geur skei ons af? Dan het ons ook 'n waslappie daarin gesit. Jesus was jou skoon en hy leer jou om te kom bedien. So ons moet ons hande reinig voor ons mense gaan bedien. Dan het ons daar 'n salfolietjie in. Ons almal weet, die salfolie het glad nie krag in nie. Die krag is eintlik van, as ek die salfolie aansit, dan wend ek God se teenwoordigheid in jou aan. En dan die lyfroompie, dit kom herstel en dit kom verkoop ons. Psalm 23 sê die Here kom verkoop ons siele. En elke ding het ons geestelik deurgetrek. Pragtig. So bring jy dit vir stikkende mense, nie? Weet jy, Renay verkoop hulle op hierdie stadium, dan kry ons fondse in vir Place of Grace. O ja. Place of Grace is daar in Makwasi en dit is 'n
kom ons sê dit is 'n maatskappy wat gestig is om arme mense te kan help, mense wat stikkend is, mense wat seer het. En daar's baie keer vrouens wat glad nie heenkome het nie. Dan bly hulle vir 'n ruk daar, dan word daar lekker berading gedoen, tot die vroutjie voel sy's gereed om die kokon te verlaat en te kan gaan. En die wêreld weer aan te pak. Dis nee. ja. Sjoe, dis 'n wonderlike taak wat jy doen en wat jy lees en hoe jy hulle mense verryk. Dis wat ek altyd sê, ons dien in liefde. Want 1 Korintiërs 13 sê vir ons, liefde oorwin alles. Liefde oorwin alles. En dit is so goed om daaraan vas te hou. Dit is. Vertel 'n bietjie vir ons van die spesiale boodskap wat jy vandag vir ons saamgebring het. Ek wil vandag 'n boodskap bring van wurmpie tot 'n skoenlapper. Want jy weet, elkeen van ons was op 'n stadium gewees dat ons gevoel het soos 'n wurm. Ou Jakob het ook gesê, ou wurmpie. Maar jy weet, ons stap 'n lewe aan, so daar moet transformasie plaasvind in ons lewens. So een of ander tyd gaan die skoenlapper uit die kokon uit, van binne af uitbreek buitekant toe. En dit is wat ons hele lewe eintlik verteenwoordig ook. Dit verteenwoordig jouself. Dit verteenwoordig jouself, ja. Want jy weet, die skoenlapper gaan lê die eiertjie, en hier begin die siklus nou. Uit daai eiertjie kom die wurmpie. En daai wurmpie word nader aan die papie. En in daai papie stadium, baie van ons dink baie keer jy's in die gevangenis, maar eintlik is jy besig om vernuwe te word. En dan kom die skoenlapper uit. En dan kom jy tot jou volle wasdom. Dis hy, ja. Vertel vir ons 'n bietjie meer daarvan. Ek wil met die skrif begin van 2 Korintiërs 5:17 wat sê, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe skepsel. Die ou is verby en die nuwe het gekom. Dis wie ons is. God het ons geroep tot meer. Ons almal was op 'n tyd, ons hou van skoenlappers. Hoekom hou ons van skoenlappers? Want hulle is mooi. Hulle vlieg hier in die lug, hulle is vry. Hulle is nie vasgebonde aan 'n plek of aan 'n tak of in 'n huis nie. Maar baie van ons praat glad nie oor die wurmpie stadium in ons lewens nie. Want ons seil op die grond. Ek het nogal so vir Keegan gevra, wat doen 'n wurm? Seil hy of kruip hy of wurm hy? En hy het my verskriklik gelag oor dit. Maar dit maak nie saak nie. Ons kruip in die stof baie keer rond, omdat ons in hierdie wurmstadium van ons lewens is. Ons is nie mooi nie. Party mense gril vir wurms. Ek gril ook vir 'n wurmpie. Maar dis nie te sê jy gaan vir die res van jou lewe 'n wurmpie bly nie. God sien die wurm raak, maar tog weet hy hierdie wurm is op pad om na 'n ander fase in sy lewe te word. Iets beter te word. Iets waaruit hy geskep het. Want as ons lees daar in Genesis, God het gespreek en Adam was gevorm. En miskien voel ons vandag, ons is vasgevang deur ons verlede, deur verwerping, deur ons seer kry, deur trauma. Baie keer is ons vasgevang as gevolg van leuns. Maar dit is nie waar ons gaan bly nie. Ek wil graag 5 punte noem, soos wat die Here dit vir my geopenbaar het in hierdie ding. Die eerste stadium is, die wurmpie moet eet, om te kan verander. Ja. Wat eet ek en jy daagliks? Lê ons voor hierdie TV en ons kyk net hierdie goeters, of kom ons op 'n stadium wat ons besef, ek sal moet begin eet wat waarde het. God se woord. Jesus is die brood van die lewe. So ek moet tyd by Jesus kan begin spandeer om te weet, wie is ek? Waarheen is ek op pad? Ja. Dan het ek gevra hier vir myself, en dit wat ek altyd sê is, ek ondersoek dit aan myself ook. Waarmee voed ek my gees? Met vrees? Want dit is wat die wêreld vir ons, hy wil ons vashou met vrees. Dis die vyand se taktiek daai, om vrees by ons te kan kweek. Baie van ons is met sosiale media, ons lê op die fone, op TikTok, of voor die TV, of wat ook al. Ons is baie keer so gevoed deur mense se opinies oor ons. Jy's 'n regte ou loser. En ons maak 'n deel van ons. En dan, of gaan jy jou voed met God se waarheid? En al hoe ek God se waarheid gaan leer ken, as ek teruggaan na God se woord toe. Dan die tweede stadium is, die kokon
is nie jou gevangenis nie. Hierdie is net 'n rus tydperk vir jou. Dis hier waar die wonderwerk gaan begin gebeur. Wanneer daai wurmpie in die kokon ingaan, dis of hy in mekaar ingaan. En as ons net dink bietjie, as die eierselletjie en die sperm by mekaar gekom het en daai fetusie, daai babatjie beginne groei, gaan lê ons ook in 'n fetusposisie. En dis uit daai posisie uit wat ons gaan beginne groei, wat ons gaan groter gaan word. En dis dieselfde met 'n papie. Dit lyk dalk vir ons wat buite staan, maar niks gebeur nie. Alles lyk dieselfde. Dit lyk eintlik of hierdie papie dood gegaan het. Maar God werk in die stilte, daar waar niemand kan sien nie. En ek kan dit getuig van my eie lewe ook. Van my familie het my baie jare laas gesien. En toe hulle my weer ewe skielik sien, toe kon hulle sien, dis nie meer Cynthia nie, dis nou Cynthia. Ek is nou 'n kind van die Here. Dis hier waar God kom en hy kom werk, hy kom bou ons karakter, hy kom genees ons wonde, hy kom leer my om op hom te vertrou. Want as gevolg van seer in ons kinderlewens, sukkel ons om iemand te kan vertrou. Dis hier waar God ons kom leer om op hom te kan vertrou. Dis nie 'n wagtydperk nie, of 'n straf nie. Dis hier wat Jesus ons kom, en hy kom berei ons voor. Dan punt nommer 3, God verander jou van binne af na buite toe. En net hy kan doen. Net God kan dit doen. Maar ek moet by Jesus se voete gaan sit. Ek moet daar gaan rus en leer wat die Here vir my wil kom leer. En jy moet daar by sy voete bly. Ek moet. Want jy weet, jy kan nie, ek het 'n boodskap eendag gebring van, dis tyd dat jy jou Dunlop skoene moet uittrek, want dan loop jy hier en dan loop jy daar. 'n Ware kind van die Here loop nie so nie. Ja. Ek moet vandag dieselfde wees as môre. En dit is presies wat Hebreërs 13 vers 8 ook vir ons sê. Jesus is vandag, môre en elke dag vorentoe dieselfde. En dis hoe ons ook moet wees. Ons persoonlikheid kan nie nou bossie wees en net nou as ek 'n pastoor en net nou as ek iemand anders doen. Ek moet konstant bly wie ek is. Jesus kom in hierdie stadium en hy kom verander my. Hy kom maak my nuut. Gaan ek dit raak sien of gaan ek begin ignoreer? Maar ek moet net besef, ek is nie meer daai verslaafde nie. En onthou, ek self was verslaaf. Ek het 60 na 90 sigarette 'n dag gerook. Ek het sterk alkohol gedrink. En dis waarvan Jesus my kom vrymaak het. Ek is nie meer die mishandelde nie, of die een wat gemolesteer is nie. Ek het 'n nuwe identiteit in my kom kry. Ek is nou 'n dogter van die Allerhoogste. Ek is uitverkies. Ek is gekoop deur Jesus se bloed. Ek is geliefd en ek is aanvaar. Dan kom ons by punt 4. Moenie uit die kokon klim voor God jou daar uithaal nie. Want jou vlerke gaan nie sterk genoeg wees nie. So jou vlerke moet sterk genoeg wees. Jy weet die gespartel van, as jy nou na die hele siklus van 'n skoenlapper gaan kyk ook. Daai skoenlapper moet spartel binne in daai kokon, sodat die bloed kan na sy vlerke toe versprei, om sterk te kan word, om te kan vlieg. Ek het bietjie lekker navorsing gaan doen oor hierdie ding. Ek en jy moet net besef, hierdie proses is om ons sterker te maak in Christus. Want dit gaan nie oor my. Ons sterker te maak in Christus. In Christus, dis die belangrikheid. Maar die lewe gaan nie oor me, myself en I nie. Dit gaan oor Jesus. Dis wat dit vir my beteken. En om sy woord te verkondig dan. Ja, ek moet altyd diensbaar wees. Dien in liefde. Dan stap nommer 5. Die skoenlapper vlieg waar die wurmpie net kan kruip. God het ons geroep om hoër te wees. Hy het ons nie geroep om hier te kom skrop of om hier te seil nie. Hy het ons geroep om groter te wees. Hy het ons geroep om te kom verander. Maar baie keer dan sê ons, ek kan nie. Filippense 4:13 sê, ek kan. Ek is tot alles in staat deur Christus wat vir my die krag gee. So ons moet daaraan vashou, nie? Dis 'n belofte wat die Here vir ons gee. Jy kan. Dis belangrik om daaraan vas te hou. Ja. Dis die kern van die hele boodskap, nie? Ja, hou vas aan die Here. Want op die einde van die dag gaan die mense naderhand sien, jy verander. Daar's iets niets aan jou. Wat gaan aan? Geef my ook van daai kos of daai koeldrank wat jy drink. Ek wil ook verander ten goeie. Ja. En dit is so belangrik om te weet dat jy ten goeie
kan verander en dat hy jou die krag het daarvoor. Verseker. Weet jy, en ek glo is baie mense wat ingeskakel is vandag, wat voel, weet jy, ek voel soos daai wurmpie wat in die stof nog rondkruip. Hou goeie moed, spandeer tyd by die Here. Dis net die Here wat hierdie hele transformasie kan laat gebeur, want uit my eie krag uit kan ek niks doen nie. In ons eie krag is ons tot niks in staat. Niks, dan kan ek niks doen nie, ja. En ons moet ons voeding kry uit die woord van die Here. Verseker, die brood van die lewe, dis hy. Dit is belangrik om dit te onthou. Ons gaan nou luister na musiek en dan kom ons terug en dan luister ons verder na hoe 'n verandering in 'n mens se lewe plaasvind. Is volgende ingeskakel hier saam met ons by Live FM 100.6 FM Klerksdorp, 98.1 in Potchefstroom. Barbara Pyn saam met jou en saam met my kuier Cynthia Forsie. Cynthia, jy het nou vir ons 'n mooi verduideliking gegee van hoe mens alledaagse dinge deel van jou geloof kan maak. Dis hy, ja. Dis pragtig, hoor. Dankie baie, Barbara. Weet jy, Barbara, as ek nou verder kan gaan met my vergelyking van die skoenlapper, wil ek vandag graag vir elkeen kom bemoedig en sê, moenie moed verloor nie. Hou goeie moed. Jesus sê ook vir ons daar in Johannes 16, hou goeie moed, ek het die wêreld reeds oorwin. En dit is presies waaraan ons moet vashou. Ons kom in vreeslike storms. Hou vas aan Jesus. Hy is die een wat ons versterk. Hy is die een wat ons kom, wat sê Afrikaanse woord, equip. Hy kom rus ons toe met dit wat ons moet doen. Ja. Wat ek en jy vandag kan eintlik vir onsself kan vra is, waar is ek vandag? Is ek 'n wurmpie? Is ek daai eiertjie? Is ek dalk nog in die kokon? Of is my vlerke besig om oop te gaan? Waar is ek? Waar is ek in my lewe? En baie keer is ons nou maar ongelukkig in daai wurmpie stadium, maar hou goeie moed. Voed jou met die woord, want ek wil 'n wurmpie eintlik soos 'n rispe. Ek sien hy knag so aan mekaar, hy eet aan mekaar. En dit is wat ons moet doen. Ons moet aan mekaar God se woord inneem. Dan Joshua en sê die woord ook vir ons, bedink die woord dag en nag. Al vat jy net een teksvers 'n week lank en dink oor dit, vra die Here wat wil hy vir jou sê, wat wil hy vir jou openbaar, wat moet jy leer, so jy moet vir jouself eintlik begin vra. Doen Bybelstudie, sodat jy kan versterk word. Maar ek wil vandag vir julle kom sê, die wurmpie sien net die grond, maar die skoenlapper sien sy omstandighede vanuit die lug uit. Hy sien van bo af. Hy sien van bo af, dit is soos 'n arend styg bo sy omstandighede uit. En dit is presies wie ons is. Ons is nie gemaak om hier onder rond te kruip of te skrop soos 'n hoendertjie nie, want jy weet die hoender skrop nog en dan kry nog die wurmpie om te eet ook. Ja. Ons moet, want die woord sê ook vir ons is eenkant gesit vir 'n spesifieke doel. Ons is nie gemaak om gelykvormig te word in hierdie wêreld nie. Ons moet verbeter, ons moet ons manier van dink begin verander. En baie keer is daar slegte goed vir ons gesê toe ons kind was. Ag, jy's 'n loser en baie slegte goed. En dit is wat ons vashou. Dit is wat ons identiteit begin word het. Ja. Maar ek wil vandag vir julle sê, as jy net regtig in God se woord gaan tyd spandeer, dan gaan jy soveel nuwe identiteite erken wie jy eintlik in Christus is. Maar ek wil ook kom sê, God het jou nie vergeet as jy in die kokon seisoen vassit nie. Ja. Dis hier waar hy jou kom begin voorberei vir iets nuuts, iets groters as dit waaraan jy gewoond is. En hy laat ons nooit alleen nie. In elke fase is hy by ons. As ons gelees dan Hebreërs 13 vers 5 sê hy vir ons uitdruklik, dis een van my heel eerste beloftes wat ek myne gemaak het. Hy sal ons nooit vergewe of verlaat nie. Hy's altyd by my. En dit is wat ek altyd vir myself ook sê. Ek was 'n baie vreesagtige mens. En so die Here ook gekom en hy daai identiteit wat die wêreld vir my gegee het, weggevat vir my. Want ek is 'n oorwinnaar. Ek is nie 'n swakkeling nie. Ek het selfbeheersing oor hierdie emosie. En dit is wat ons vir onsself moet baie keer sê, identifiseer daai emosie, want dit is daai emosie wat jou siek maak. Ja. Ek weet so 'n paar jaar terug het ek siek geword en ek het net nie gesond geword nie. Toe het ek naderhand gegaan en 'n bloedtoets laat doen, toe kom die dokters agter, daar is 'n bietjie hoë cholesterol by my. En ek het net gesê, ek aanvaar dit nie. En ek het net stil geword en ek het bietjie gaan studie doen oor
waar kom hoë cholesterol eintlik vandaan? Hoë cholesterol kom vandaan van selfhaat, selfverwerping. Jy sien, en dit is alles emosies wat ons siek kom maak. O ja. Vrees kan maak dat jou hart gaan staan, want so bang kan jy word. En dit is wat in die wurmpie stadium is. Maar nou dat ek op pad is om 'n skoenlapper te word, het ek mos nou al hierdie goed begin erken. Nou werk ek aan hierdie goed. Dis daai spartel wat die skoenlapper maak met hulle vlerke. Ek spartel om ontslae te raak van die baggage wat die wêreld op ons kom sit het. Sodat ek kan uitstrek na vorentoe, sodat ek kan opstyg. 'n nuwe jy. 'n nuwe jy. En dit is wat die woord ook dalk vir ons kom sê daar. Baie keer sê die mense mos nou, jy's 'n loser. Nou is ek te bang om verandering te laat plaasvind. Dan kom ons vat byvoorbeeld ek wat gerook het. Ek is te bang om op te hou rook, want net nou pas ek nie meer in by my maatjies nie. Of sê nou net ek hou op rook en ek begin weer te rook. Ja, Maar ek wil vandag vir jou kom bemoedig en sê, wat van as jy nie weer gaan begin rook nie? Wat van as jy nie gaan val nie? Maar as jy net bietjie gaan terugkyk, dan gaan en jy as jy sien. wegtreë van die drank af, nee. Dit is, ja, en as jy net bietjie gaan terugstaan en die prentjie mooi bekyk, dan gaan jy sien. Terwyl ek daar was Jesus nog steeds daar. Want hy sê hy gaan my nooit alleen los nie. Ja. Hy is met my. Dan het ek 'n baie belangrike teksvers wat ek vandag wil aan elkeen wat ingeskakel is lees. Hebreërs 6 vers 10 wat sê, want God is nie onregverdig om hulle werk te vergeet nie, en die liefdearbeid wat julle betoon het vir sy naam, omdat julle die heiliges gedien het en nog dien. Met ander woorde, as ek elke keer probeer verbeter, is 'n liefdesarbeid. As ek iemand gaan bedien in liefde, is dit 'n liefdesarbeid. Gaan die Here vir my geld stuur? Nee. Wat is jou hartsbegeerte? En dit is iets wat ons self moet gaan uitwerk ook. Ek sê altyd vir die mense, my grootste hartsbegeerte, die dag as ek in die hemel kom, wil ek graag my familie daar sien. Ek wil my broers en my susters en my ooms en tannies almal graag daar sien. Ja. Dis my hartsbegeerte. En dit is wat die Here vir ons wil gee. Hy wil nie vir my 'n rooi Ferrari gee nie. Hy sal as hy wil. Maar dit is nie my hartsbegeerte nie. Kry vir jou 'n geestelike begeerte. Ja. En dit is wat die Here vir jou sal kom gee. Die liefdesarbeid is ook van dit wat ek doen ek tot verheerliking van God se naam. Nie vir myself nie. Dis hoekom ek glad nie die titel pastoor gebruik nie. Want partykeer dink ek pastore gebruik die titel vir aansien en ek wil nou op niemand se tone trap nie. Ja. Die Here het ons op ons name geroep en ons behoort aan hom. Hy het nie gesê pastoor Cynthia, jy's myne nie. Ja. Ek het die titel gedoen om myself te verryk, om iemand te kan bereik. Ja, om jou wêreld te verbreek. Dit is en want ek kan nie iemand gaan bedien as ek nie die Here ken nie. Of as ek self die kruik so wat ek net vir jou verduidelik het, ek kan nie uit die kruik uitgooi as ek nie die kruik vol gemaak het nie. Ja. Dan wil ek graag Ons moet sorg dat hy kruike vol bly. Dit is vol van die woord van die Here. Die Here sê ook vir ons in die woord, die lig, want Jesus is die lig van die wêreld, die lig sal die duisternis verdrywe. So as ek in 'n moeilike situasie kom, vat God se woord. Hy gaan maak dat jy staande kan bly teen hierdie duisternis. En op 'n stadium dan gaan die duisternis moet vlug. En elke dag moet ons gedagtes vernuwe. Vernuwe, ja. Ek het Romeine 12 vers 2 nogal vir ons in die boodskap Bybel uit hier. Moenie tuis raak in hierdie wêreld met al sy boosheid nie. Nee, laat God julle van binne af nuut maak. Dieselfde met 'n skoenlapper wat binne in die kokon is. Laat hy julle manier van dink verander, sodat julle kan weet wat hy van ons verwag. As ek God se woord gaan lees, dan gaan ek begin die opdragte raak lees wat God van ek en jou verwag. Ja. Dan gaan ons weet wat om te doen. Hoe moet ons optree? En dit is wat baie belangrik is. Ek kan lelik wees met 'n mens, maar ek moet onthou dis God se kind. Daai kind se bloed sal op my hande kom en dit is wat saak maak. En God se kind is vir hom ook spesiaal, nee, maak nie saak wat nie. Dit is ons behoort aan die Here. So elkeen daar buite behoort ook aan die Here. Ek sê altyd vir die mense, en hierdie is nou 'n harde ding wat ek eintlik wil sê. Ek wil nie eers meer sê ek is 'n Christen nie. Want as jy gaan kyk die wêreld daar buite, hoe tree mense op wat sê hulle is 'n Christen?
Ja. En ek het dit eendag genoem en iemand het my so snaaks uitgekyk. Nou wat is jy? Dan sê ek die Heilige Gees wat binne my is, getuig saam met my gees dat ek 'n kind van God is. Jy's 'n kind van God. Ja, agter my kar het ek vir my 'n stickertjie geplak wat sê I am a child of God. En jy weet, en dit is ook 'n identiteit van my. Dit is wie ek is. As ons lees daar vroeg in ek dink Exodus, Genesis, Exodus wat Jesus sê of God sê ek is. En as ons daai voor ons identiteite gaan sit. Ek het nogal vir ons 'n paar hier neergeskryf wat ek sê, wie is ek in Christus? Ek is 'n uitverkorene. Ek is gevorm en afgesonder deur God. Ek is 'n begenadigde. Ek is meer as 'n oorwinnaar. So ek maak daai identiteit deel van my, want ek is in Christus. Deel van jou lewe. Ja. En jou voeding kry jy uit die woord uit. Ek vul my met God se waarheid. En dit is wat belangrik is. En dit is belangrik om te weet dat ons elke dag moet vul met die woord van die Here en onsself moet verryk. Dit is, weet jy, ek kan dit so vinnig so verduidelik as ek hierdie 2 glase het. Hierdie een glas het vuil water in wat die wêreld verteenwoordig en 'n glas met skoon water wat Jesus verteenwoordig. As ek daai skoon water by die vuil water gaan begin ingooi, gaan daai water al hoe ligter word. Met ander woorde, die duisternis gaan begin verdrywe word. Ons gaan begin verlig. Ons gaan God se waarheid begin erken. Ons sal elke dag groei. Ons sal groei, ja. Daar's mos so 'n kinderliedjie wat sê wat bid elke dag, lees jou Bybel, bid elke dag. Ja. En dit is wat ons moet doen. Ons moet onsself versterk in ons geloof. En dit is belangrik dat dit binne in ons moet wees. Dit is van binne af moet ons verander word na buite toe. Ja, dit is mooi gestel, nee. Ja. En dit is so goed om dit te onthou, dat dit wat binne in ons is, straal uit na buite. Buite toe, dis hy, ja. Ek en my man was laas jaar hierdie tyd by Tosca, wat ons bietjie daar 'n uitreiking gaan doen, net saam met Renée hulle. En daar was 'n oomie wat daar in die kerk opgestaan het, en hy sê, hy wil net gou iets noem. En hy sê, die Heilige Gees is om ons. Die Heilige Gees is oor ons. Die Heilige Gees is binne ons. Maar die Heilige Gees werk deur ons. Prachtig. En dit is wat ons moet toepas. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees deur ons werk. Dit gaan ek nou my eie maak. Dit is nou mooi gestel, Weet jy nie, en dit is... Wil jy dit nie weer vir ons herhaal nie? Die Heilige Gees is oor ons. Die Heilige Gees is om ons. Die Heilige Gees is binne ons. En die Heilige Gees werk deur ons. Pragtig. Met daai mooi boodskap gaan ons vanoggend vir jou sê, baie dankie dat jy vir ons kom kuier het. Dat het so vinnig verby gegaan. Dit het. En ons het so baie by jou geleer en ons weet dat die Here vir jou ryklik sal seën en ons bid dat nie dat jy mooi resultate sal kry. Baie dankie Barbara, ek waardeer. Ons bid vir elke luisteraar 'n besonder mooi week toe, 'n week vol geluk en vreugde, 'n week nader en nader aan die Here. Mag dit vir elkeen 'n baie mooi dag wees. Ons kuier DV volgende Woensdag weer saam.